Daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ons die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Ja, daar's oorwinning voor, daar's oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus lê die oorwinning voor. Deur geloof in God kry ek die oorwinning. Ja, geloof in God my siel, die oorwinning lê voor. Ja, prys die Here, halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie dankie sê dat ons in hierdie dag deur u seun na u toe kan kom, en ons weet alles wat ons die Vader vra in Jesus naam, dit sal die Vader vir ons gee. En Here Jesus, dankie, dit wat ons vra in die naam, sê u woord, dit sal u vir ons doen. Ons wil u eer en loof en prys, dat ons in hierdie dag weet, halleluja, wanneer ons gaan kyk na die woord, en ons kyk na die evangelie, wat die woord gesê het, het self gesê, gaan verkondig die evangelie, en gaan verkondig dat die koninkryk van die hemel het naby gekom. En Here, ons besef en ons weet, dat die koninkryk van die hemel kon alleen naby ons kom, as gevolg van die kosbare bloed. Here, waardeur u die wêreld gekoop het as 'n saailand, sodat ons dier gekoop kan word deur die kosbare bloed uit elke volk, nasie, stam en taal, en dat hy ons dan ook konings en priesters gemaak het vir u God en Vader. Halleluja. Ons wil u loof en prys, want ons besef in ons hele wese, alles het vir ons begin werk, deurdat u u bloed gestort het vir ons. Daar is niks wat vir die saligheid kan werk soos u bloed. En ons wil u eer, dat ons hierdie groot godsaligheid gehoorsaam is, want ons weet daardeur sal ons die ewige lewe eendag beerwe. Vereer u in elkeen se lewe, en Here, laat hulle bekend sal staan as bloedgewastes. Baie dankie sê, dat ons ook nou kan saambid vir u woord wat in hierdie dag sal uitgaan. Here, laat elkeen wat 'n oor het kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en laat elke oor bestryk sal word met u bloed, sodat net die waarheid van u woord sal ingang vind in elke lewe. Ja, Here, laat die poort na ons hart, ons ore, met bloed bestryk sal wees. Baie, baie dankie, want dit sal ons bewaar en beskerm en red van die verderwe
wat met sy lustigheid, Here Jesus, ons wil laat val en ons wil laat verloor. Dankie vir u bloed, dat u dit vir ons gegee het, sodat ons ook daardeur oorwinning op oorwinning kan behaal. Seën dan elkeen nou in Jesus naam en ons prys U. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag so saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons wil die Here eer dat ons weer 'n voorreg het om hierdie wonderlike evangelie, ek noem dit die bloed-evangelie. Dit is baie interessant. En dit is dat ons praat van die bloed-evangelie, maar waar dit by Pinkster kom, praat ons van die Heilige Gees. So wonderlik dat al hierdie dinge so saamwerk. Maar ons het dit deur die genade van die Here het ons 'n voorreg om hierdie evangelie op Joy Gospel Radio uit te kan dra. Dank die Here vir die geleentheid wat ons het om dit dan so te doen ook op hierdie radiostasie. En ons wil vir Here dankie sê vir pastoor Barry en sy vrou Christel wat hulle roeping gedoen het en uitgevoer het deur hierdie stasie op die been te bring, sodat die evangelie versprei kan word oor die ganse wêreld. Eer die Here, dat die Here ook vir hulle sal voorsien en sorg dra en hulle seën. En ek is pastoor Flippie Gerber en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Ek sê dit altyd, want ek sal niks anders kan sê nie. Ek is nie 'n Pinkstermensie, ek is in Pinkster ingebore. Deur die wedergeboorte en ek dank die Here dat ek daarom 'n Pinksterkind kan wees. En Pinkster gaan oor die Heilige Gees, Gees van die vrug van die Gees, gaan oor die gawes van die Gees, die werkinge van die Gees, dat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dit is waaroor Pinkster gaan. Dit meen die Heilige Gees, ons is deurweek met die Heilige Gees, want hy woon in ons as die liggaam wat 'n tempel geword het. Prys die Here, ek het laas keer gepraat oor die saligheid en dat ek het baie klem gelê op ons moet in Christus wees, in die Vader, en die Vader in Christus en Christus in ons. So dit is die heeltyd van ons in die Vader, ons in die Seun, Christus in ons en Christus in die Vader. So wanneer ons gaan kyk wat die eenheid betref, sover dit ons as mens met God aangaan, is ons almal in een in Christus. Maar ons kan nooit tot hierdie eenheid kom as ons nie deur die bloed gekom het nie. Prys die Here. En dit is wat vir my so wonderlik is van die bloed van die Here Jesus. Want net deur die bloed kan ons kinders word. Net deur die bloed kan ons erfgename wees. En dit is hoe God ons uitverkies het. Ek het dit al genoem, dat deur sy bloed kan ons 'n nuwe skepsel word. Kind van God word, erfgenaam ensovoorts. Alles deur die bloed. Daar is niks wat kan werk sonder die bloed nie. Nou, wanneer ons gaan kyk dat die evangelie, as ek net kan teruggaan, die evangelie, wanneer ek dit verkondig, moet ek die bloed-evangelie verkondig. Sodat, ek wil net dit ook sê, dat die evangelie kom deur die bloed. As dit nie vir die bloed van Jesus was nie, was daar geen evangelie gewees. Geen evangelie gewees. Daar sou wel seker leerstellings gewees het vandag, maar dit sal soos die Balaambedryf gewees het. Dit is 'n dooie besigheid, daar sou niks gebeur het nie. Maar net die bloed kan lewendig maak. En dit is vir my interessant.
Dit meen ons verkondig 'n bloedevangelie. En hierdie bloedevangelie is die enigste evangelie waarvan die woord praat dat ons die skoene aan die voete moet hê vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die bloedevangelie is die enigste evangelie wat vir ons vrede kan gee. So as ek wil vrede hê om hierdie evangelie van vrede te verkondig, moet ek eers deur die bloed kom, of anders kan ek nie vrede hê nie. Die Here gaan nie sy vrede vir my gee as ek nie deur sy bloed gekom het nie. En dit is die wonder van die hele saak. Alles gaan deur die bloed. En ek het dit al reeds genoem, maar dit is vir my belangrik. Ek het laas week gepraat oor Efesiërs en dit gaan oor, alles gaan oor in Christus, in hom, in sy bloed, alles is in Christus en ons in hom. Maar ek is een versie wat ek graag wil lees in Efesiërs 1, wat ek laas week ook gelees het. Hy sê die 5de vers, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Dit is God se welbehae gewees, om ons as sy kinders aan te neem deur Jesus Christus. Nou, om deur Jesus Christus te kom, moet ons deur die bloed kom. Halleluja, deur die bloed gaan. En daarom is dit so belangrik dat ons, voordat ons eintlik met die hele saak kan aangaan, ek sal nooit by die bloed van Jesus kan uitkom, voordat ek nie glo in die naam van die Seun van God, voordat ek nie glo dat Jesus Christus die Seun van God is, voordat ek nie glo dat hy aarde gekom vir my gesterwe en sy bloed vir my vergiet, sodat ek verlossing kan kry, nee, voordat ek nie glo dat Jesus is die saligmaker nie, en dit alles werk deur die bloed. Dit meen ek moet eers glo in die Here Jesus, en as ek glo daarin, dan moet ek my bekeer, en dan sal ek deur die bloed gereinig word, gered word, ensovoorts. En dan sal dit verder gaan om gedoop te word en gevul word met die Heilige Gees. Maar wat vir my baie belangrik is, oor die geloof, ek wil net 'n versie lees in Handelinge wat baie belangrik is, die geloof in Christus, wat moet ons werklik, wat moet ons werklik glo? Hy sê hierso in die 10de hoofstuk in Handelinge, halleluja, en daar wil ek net die versie 43 lees. Hy sê, aangaande hom getuig al die profete, dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Dit meen, die oomblik wat ek in hom glo, dan kan ek vergifnis kry. Want as ek in hom glo, dan neem ek aan dat as ek my sonde bely, met berou en trane ensovoorts, sal hy my die sonde vergewe en hy sal my reinig. Maar ek moet eers glo in die Here Jesus, dat hy die Seun van God is opgestaan het ensovoorts, sodat ek deur die geloof wat ek nou in hom het, my kan bekeer, want dit moet ek glo. Dit meen ek moet ook glo. Dit meen as ek nou my bekeer en my sonde bely en ek vra die Here vergifnis, dan sal daar reiniging en redding ensovoorts deur sy bloed plaasvind. So dis geloof sit die redding van my siel in werking. Maar die redding van die siel kom deur die bloed. Halleluja. En dis baie belangrik om dit te weet. Nou wil ek net gou teruggaan na Efesiërs oor die wapenrusting. En hierdie ding is vir my wonderlik. Die Here sê op een plek,
2 plekke sê hy sê wees stil, want ek sal vir jou stry. En as 'n ander plek sê die stryd behoort aan die Here. En nou praat Paulus in Efesiërs van ons worstelstryd. En dan sê hy ons worstelstryd en die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar geestelik. So die hele Nuwe Testament beskryf die oorgang van vlees na gees. En hier is die kern van die saak. Ons kan nie oorgaan na die gees as ons nie deur die bloed gered word nie. Want die bloed van Jesus alleen kan my die wedergeboorte skenk, sodat ek oor kan gaan van die vlees na die gees. Nou kan jy sê, ja, maar die Bybel sê, hy wat glo in wat doop sal gered word. 100%, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar om by die doop uit te kom, sodat jy deur die doop gered kan word, moet jy eers by die bekering uitkom, die redding deur die bloed. Want as jy die redding en die verlossing deur die bloed ontvang het, en jy laat jou doop, dan werk die doop saam met die bloed vir jou tot redding. Maar die doop kan jou nie alleen red nie. Eers as jy deur die redding van die bloed gekom het, dit meen deur die verlossing ensovoorts, in Christus, en jy laat jou doop, dan kan die doop saam met die bloed werk, ook tot vergifnis van sonde, selfs tot redding. Maar die redding van die doop is heeltemal iets anders as die redding deur die bloed. Halleluja. En dit moet ons onthou. Nou wil ek net verder gaan, en dit is vir my interessant. Hy sê, sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Nou, ek wil net vandag vir iets dit sê. Wanneer Paulus sê toe 'n plek, hy sê sodat julle nie soos Eva, wat haar sinne het bedorwe geraak deur die liste van die vyand. Hy sê so ook nie miskien hele sinne bedorwe raak. Nou, hier is 'n interessante ding. Hoe kan ons sinne bedorwe raak? Ek dink nie ons besef wat die bloed van die Here in ons werk nie. Want die stryd behoort aan die Here. En wat is die stryd? Dis nie teen vlees en bloed nie, maar wat is die stryd? Dis die stryd van die innerlike mens, hierdie nuwe mens, die siel, wat 'n stryd het. En daar is net een ding wat my kan vrymaak van hierdie worstelstryd. En dit is die bloed. Dit meen deur die bloed van Jesus. Sê die Here eintlik vir ons. Stryd behoort aan my. Dis my bloed. Wees stil, ek sal vir jou stry. Dis my bloed. Die werking van die bloed, wanneer die bloed werk, is dit Christus wat werk. Dis nie iemand anders nie. Dit meen, wanneer ek en jy in die tuin werk, byvoorbeeld, as ek nie bloed in my het nie, wat se werk kan ek doen? Niks. Jy vat byvoorbeeld net iemand wat aan bloedarmoede ly. Waartoe is hy in staat? Niks. Maar wanneer ek gesond is en my bloed is gesond, en ek gaan werk dan in die tuin, dan sit ek wat die werk doen, maar dit as gevolg van die bloed wat ek in staat is. My bloed, daardeur is ek in staat om hierdie werk te doen. En daarom kan die Here vir ons die stryd stry. Want dis sy bloed. Daarom moet ek stil wees en hy sal die stryd stry. En die stryd behoort aan die Here. Want dit werk deur sy bloed. Dit meen as ek in die tuin gaan, maak nie saak wat ek gaan doen nie.
Daai werk wat ek doen ek omdat dit deur die bloed gebeur. Halleluja. En dit is waar die wonder van die bloed van Jesus is. Wanneer ons sê, ja, die Here het dit vir my gedoen. Wat was die werking? Wat was die oorsprong dat dit gedoen kan word? Is die bloed. So wanneer ons gaan kyk na die hele wapenrusting en ons gaan kyk na die worstelstryd, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Wie kan vir my hierdie worstelstryd laat stry teen al die owerhede, die magte ensovoorts? Die bloed. Maar, en ek wil dit weer sê, jou bloed bepaal wie jy is. So wanneer ek en u dan in Christus, in sy bloed is, dan gaan die bloed vir my die hele tyd werk. Want as die bloed werk, sê dit net een ding, dis Christus wat dit doen. Halleluja. As mense dit net wil besef, ons het nie 'n bloedlose evangelie nie. En die hele Nuwe Testament, die Here sê dit. Hy sê, hierdie beker is my bloed in die Nuwe Testament. En dis die Nuwe Testament in my bloed. Hierdie beker, dit meen, die hele Nuwe Testament kan alleen werk deur die bloed. En wanneer die bloed werk, is dit Christus wat werk. Halleluja. En ek wil net verder gaan in hierdie gedeelte. Hy sê, hy staan ek aan bly teen die liste van die duiwel. In wie? In Christus. In sy bloed. Deur sy bloed. Staan ek aan bly deur die liste van die duiwel. Alleen. In sy bloed. Deur sy bloed. Want hy self is sy bloed. Dis hy wat ons help. En wat vir my wonderlik is, hy sê in Efesiërs 6 vers 13. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onreg. Nou, ek wil net weet, kan 'n soldaat opgeroep word om oorlog te gaan maak as hy bloedarmoede het? Kan ek en u die wapenrusting van God opneem sonder dat ons die bloed het? Of sonder dat ons deur die bloed gekom het? Ek wil vandag vir u sê, ek en u is in die Nuwe Testament. Alles word oor ons geskrywe in die Nuwe Testament. En hierdie Nuwe Testament is in die bloed. Halleluja. So wanneer ek die wapen uit die rusting wil opneem, moet ek sorg dat ek is kragtig deur die bloed. Ja, wat nou van die Heilige Gees? Kom maar sê ek vir u. Dis juist waar die volle werking van die Heilige Gees vandaan kom. Nee. Want die Heilige Gees wat in my woon en ek is in die bloed, kan die Heilige Gees ten volle werk deur my lewe, in my lewe, as gevolg van die bloed. Selfs die doop kan niemand red nie. Nee. Maar omdat ek nou in Christus in sy bloed is en deur die bloed gekom het, halleluja, kan die doop my red. Want hy kan net die bloed gebruik om dit te doen. Maar hy red my nie van die sonde nie. Nee, ek is klaar gered van die sonde. Want as ek nie gered is van die sonde nie, en ek laat my doop, kan die doop my nie red nie, want daar is geen bloed betrokke nie. Nou sê hy verder, sodat ons kan staan en bly. Hy sê, in wie ons weerstand bied in die dag van onheil. Met wat? Hoe kan ons weerstand bied in die dag van onheil? Deur sy
bloed. Nou gaan die skrif verder, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Dit meen, in wie ons alles kan volbring en staande kan bly deur sy bloed. Ek wil vandag vir u sê, die bloed is die fondasie van die volle en hele evangelie, van die hele Nuwe Testament. Die bloed van Jesus is die fondasie waaruit alles werk. So my wapenrusting beteken vir my niks, maar ek sal hom nie eens kan opneem as ek nie in die bloed, deur die bloed en met die bloed beweeg. Dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde, en ek wil klaarmaak. Hy sê Efesiërs 6 vers 14, staan dan vas, julle lendene met die waarheid aan God. Ek wil dit nou so sê. In wie ons vas staan en ons lendene met die waarheid kan omgord deur die bloed. Ek kan dit nie op 'n ander manier bekom nie. Net deur die bloed. En dan gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê met die borswapen van geregtigheid aan, en hierdie ding is so my mooi. Ons word alleen geregverdig heel eerste dat ons Christus glo, dat hy vir ons gesterf het en daarvoor al vergifnis van sonde en reiniging van sonde ensovoorts is. En wanneer ons deur die bloed gered word, dan word ons geregverdig van die sonde, en dan alleen kan ek die borswapen van geregtigheid aan hê. Dit meen die borswapen van geregtigheid wat ons aantrek is deur die bloed en in die bloed. Dis die beker waarin die hele Nuwe Testament. Prys die Here. Vader, ons wil baie, baie dankie sê vir die onfeilbare woord en ons eer u. Dat ons al meer en meer kan besef dat die hele evangelie, die hele Nuwe Testament, die Ou Testament getuig daarvan, het lewend geword toe die bloed van Jesus vloei. Dankie dat ons 'n bloed evangelie het. Halleluja. En ons prys u, Here, dat u deur u Gees ons leer en lei in die hele waarheid, sodat ons die fondasie van die saligheid, die bloed van Jesus, ten volle in ons lewe sal kan laat werk. Ons prys u daarvoor in Jesus naam en ons sê dankie. Seën elkeen nou en ons prys u daarvoor. Amen en amen.